verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeie naand, ek groet u op hierdie lieflike Sondag aand, hier vanaf KwaZulu-Natal, Newcastle, The Light Ministries, en natuurlik, soos ek altyd sê, dit is 'n voorreg om met u te kan gesels, om weer daar in jou sitkamer in te spreek vanaand, en ek weet sommer dat die Here het vir jou en my 'n woord, en toe ek hierdie woord by die Here gekry het, en ek begin skryf het en in voorbereiding was, daar is soveel dinge wat na vore kom uit hierdie woord van die Here uit, dat ek sal moet aanhou skryf, en ek sal vir julle 'n paar sessies moet besig hou met al die goed wat hier in my gedagtes omgaan, rondom hierdie kosbare woord wat die Here vir my gegee het, en so relevant vir die tyd waarin ek en jy lewe, kind van God. En ek wil graag vir ons hier lees uit Hebreërs 11 vers 6, ek gaan eers die Engels aanhaal. Hy sê, but without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Gaan ek na die Afrikaans toe, en hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou ek wil vanaand sommer reg in die begin van hierdie boodskap, wil ek vir jou sê, dit is absoluut onmoontlik. Ek weet die woord sê dat alle dinge is moontlik, maar ek wil vir jou sê, dit is absoluut onmoontlik om die persoon te word wie die Here vir jou en my bestem het om eendag te wees in hom, sonder om eers deur 'n paar storms te gaan, sonder om deur 'n paar dale en valleie te gaan. Kind van God, ek wil vir jou sê, ons kan nie word wat hy wil hê ons moet wees, as daar nie 'n paar dinge in jou en my lewe gebeur nie. Ons moet eers beproef, bevind, verklaar word, volgens die woord van God. En as ek kyk na die woordjie storms, dan wil ek vir jou sê, elke storm in mense se lewens verskil, van persoon tot persoon. Jy is dalk in heel 'n ander storm as wat ek al in was, of as wat ek myself dalk in bevind vanaand. Ek wil vir jou sê, as ek net so bietjie kan teruggaan rondom 'n storm, wil ek vir jou noem dat daar was 'n tyd in my en my man se lewe gewees, toe ons in die rand in die bediening was, wat daar 'n ding ons huishouding getref het. En ons het nie geweet wat is besig om te gebeur in ons dogter Janay se lewe en liggaam nie. Sy het werklik waar begin het die mekaar raak, sy het psigoties begin raak, sy het dinge gedoen wat enige normaal denkende mens nie doen nie. Dit was asof sy 'n beheer was, dit was asof daar iets in haar gebeur het, wat haar hele lewe oorgeneem het, en ons was op daardie tydstip in die bediening self, en jy kan vir jouself indink, as kind van God, bid jy, en jy soek die Here, en dan kom daar naderhand, omdat die tyd so aanloop, en dinge lyk, dit word nie beter nie, dit lyk of dinge erger word, dan kom daar tog 'n tydstip in jou lewe, wat jy sê, Here, maar waar is u? Here, hoekom hoor u my nie? Here, hoekom antwoord u my nie? Here, hierdie kind is onskuldig, Here, sy's gestremd, Here, hoekom gebeur hierdie dinge met haar? En ek wil vir jou sê, dis in tye soos daardie, wanneer die storms kom, wanneer die golwe hoog begin raak in jou lewe, en jou bootjie op die lewenssee begin het dobber in jou omstandigheid,
Wat ek vir jou wil sê, dat jy nie jou oog op die storm moet hou nie, maar dat jy jou oog moet hou op Jesus, die leidsman, en dan hoor mooi, die volëinder van jou geloof. Jy sien, wanneer jou kind wat wel 'n gestremde persoon is, maar normaal funksioneer, skielik abnormaal beginne optree, skielik beginne uitbreek en wegloop van jou huis af, in vreemde voertuie inklim, so die mekaar is, dat sy nie weet of sy kom of gaan nie. Dis wanneer jou kind beginne uitteer, en sy naderhand in die 30 kilogram weeg, sy bring al haar kos op, as jy haar kas oopmaak, is die kos daarin opgebring, ekskuus dat ek dit noem, onder haar bed, in haar bed waar sy kon, het sy dit opgebring, sy kon nie haar voedsel inhou nie, en die vyand wou weer die kind doodmaak, die vyand wou weer die kind sy lewe steel van ons af weg. Maar ek wil vanaand vir jou sê, dis wanneer jy kan vashou aan jou geloof. Ja, ons wankel soms, maar as jy kan vashou, en as jy kan weet dat die Here gesê het, ek is met jou, ek sal jou hoor, ek sal jou antwoord, ek sal jou uitred, ek sal jou uithelp, dan wil ek vir jou sê, hou vas met alles wat in jou is, want daar is iemand daar buite, en ons noem hom die Satan, hy gaan rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. Ek wil vir jou sê, kind van God, ons kom deur 'n paar dinge, te baie erge dinge wat met ons gebeur het, terwyl ons in die bediening was, en dan is dit ook so, dat die dinge wat gebeur soms baie erg op mekaar gebeur. Jy weet daai gesegde van it never rains but it pours. Ek wil vir jou sê, die woord van God sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red hy hulle. Kind van God, jy wie luister vanaand, is jy besig om deur 'n storm te gaan? Voel dit vir jou of die storm jou wil verswelg? Voel dit of jy besig is om te verdrink? Ek wil vir jou sê, ek het 'n woord uit die troonkamers van God uit, en ek wil vir jou sê, hou vas, want die Here sal jou nie teleurstel nie, hy sal vir jou deurkom. Jy sien, partykeer wil ek en jy nie deur hierdie dinge gaan nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy wil sterker word in die Here, as jy wil, ek wil sommer sê, if you want to level it up, jy wil dieper gaan in die Here, dan gaan jy deur 'n paar storms in die lewe moet gaan. Ek en jy wil nie deur die woestyn gaan nie, dis nie 'n lekker tyd in die woestyn nie, maar ek wil vir jou sê, hou altyd in gedagte, dat na die woestyn kom die paleis, halleluja. In die woestyn gebeur daar dinge, daar gebeur nie net slegte dinge in die woestyn nie, ja, onaangename dinge, maar dis daar om jou en my in ons geloof te versterk, want die woord van God sê, dat ons het 'n mate van geloof ontvang, halleluja. So ja, ek en jy gaan deur 'n paar storms moet gaan, deur 'n paar valleie, wat in ons pad gaan wees. Ons gaan deur dit gaan tot op 'n punt, waar ek en jy sal kan uitroep, though he slay me, yet I will trust him. Al verloor ek alles, en as ek sê, al verloor ek alles, sê ek dit met groot onversigtigheid, want ek dink aan die verhaal van Job vanaand. Job sit op die ashoop, hierdie vermoënde man, en hy het alles gehad, as hy om hom gekyk het, sy kinders, sy diere, alles wat goed was, alles wat lekker was in sy mag gewees, en hy die Here, sy God so lief gehad, en die vyand kom, jy sien, ek het ons gesê, hy gaan rond soos 'n brullende leeu, en hy kom en hy sê, gee hom net so bietjie vir my, jy sien, en die Here sê, ja, vat hom, maar jy gaan nie, jy mag net nie, sy lewe neem nie, en Job sit op hierdie ashoop, en wat doen hy? Op die einde van alles, terwyl sy kinders sterf, en sy huise afbrand, en sy dienaars gaan dood, en sy vrou sê, vloek God en sterwe, kom hy op 'n punt en hy sê, maar een ding, ek weet dat my verlosser leef. Ek sal vashou aan die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, halleluja. Ek sal steeds vashou aan sy hand, ek sal steeds vashou aan sy beloftes, want hy, die Here jou God, is 'n waarmaker van sy woord. Kind van God, ek wil vanaand, wil ek dit by jou inskerp, ek wil hê, dat jy sal moed skep in die wete, dat die Here is 'n beloner van die wie hom soek, halleluja. Die groot ek is, die een wat weet waarin jy vanaand jouself bevind.
Kind van God, vanaand wil ek vir jou sê, die grootste vlak van geloof is dat wanneer jy nie verstaan nie, hoekom sekere dinge met jou, in jou, om jou gebeur nie, steeds vas te hou, steeds vas te staan, onwankelbaar in die geloof. Dit laat my dink aan 'n mossel wat vasklou aan 'n rots, terwyl die golwe teen daardie rots slaan, gaan daardie mossel al hoe stywer vashou. Halleluja. Geloof dan, sê die woord van die Here, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. My hand in sy sterke hand. Hoekom? Want die Here sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal, nie miskien nie, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Ja, so storms gaan daar wees, berge gaan daar wees, dale gaan daar wees, omstandighede gaan daar wees, menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal red hy hulle. Hebreërs 13 vers 5 in die Engels sê, I will never fail you. I will never abandon you. Kind van God, kan jy vanaand nog vasstaan op die woord van die Here? Kan jy vanaand nog sê, Here, ek sal onwankelbaar vashou aan hierdie woord wat U my gegee het, want ek weet, Here, U het gesê, U sal my nooit faal nie. Here, U sal my nooit los nie. U het my nie as 'n wese agtergelaat nie. As daar 'n tekort is in die tyd waarin ek en jy leef, kind van God, dan is dit in die feit dat soveel kinders van God, en nou praat ek met wedergebore kinders van God, wat 'n pad met die Here stap, wat die Here gedien het op 'n stadium in gees en in waarheid, maar die storms het gekom, en die storms het teen jou lewe kom slaan. Die storms het miskien 'n bietjie jou gebreek, jou stikkend geslaan, en dit het veroorsaak dat jy begin twyfel het. Dit het veroorsaak dat jy in vrees begin lewe het. Elke keer as iets gebeur, dan vrees jy, dan skop stres in, en you have anxiety and fear, en jy sit met onsekerheid, en ongeloof skop in. Maar ek wil vanaand met jou kom praat, kind van God, oor 'n baie spesifieke saak. En dit is die mag. Die mag, hoor jy wat ek sê? Die mag wat ek en jy ontvang het. En ek vra jou vanaand die vraag, glo jy nog dat dit wat jy ontvang het, joune is? Glo jy nog dat jy hierdie mag en die krag wat jy van die Here ontvang het, die dag toe jy jou lewe oorgegee het, glo jy nog dat dit joune is om te gebruik? Ek wil vanaand vir jou sê, daar is 'n titelakte in jou besit, kind van God. En daardie titelakte het jou naam op. Sit jou naam in daardie titelakte vanaand. Die sleutel, en ek gaan hom vir jou aan die buitekant wys, hierdie sleutel wat jy en ek ontvang het. Ons het dit ontvang die dag toe ons lewe en ons harte vir die Here gegee het. En hy het vir ons 'n sleutel gegee. En ek wil vanaand vir jou sê, jy het nodig om vas te hou aan hierdie sleutel, hierdie titelakte, hierdie krag wat jy ontvang het, hierdie mag wat jy ontvang het. En ek wil vanaand vir jou sê, ek weet dat my boodskap sal 2 boodskappe wees, dit sal 2 uitsendings wees, maar ek begin met hierdie sleutel, hierdie titelakte, en as ek hom draai, dan sê dit faith. Hy het vir jou 'n titelakte van geloof gegee. Hy het vir jou 'n titelakte, 'n mate, sê die woord van God, van geloof gegee. En volgende week, kind van God, gaan ek en jy verder praat oor hierdie titelakte wat die Here in jou naam vir jou gegee het. 'n Titelakte
wat jy sal moet beskerm met alles wat in jou is. 'n Sleutel, halleluja, tot groter dinge in die Here. 'n Sleutel wat deure kan oopsluit, halleluja. 'n Sleutel wat die vyand vurig begeer om by jou te steel, om by jou te roof. En ja, wanneer die storms kom en die golwe slaan, dan staan jy die kans om dalk hierdie sleutel te laat gly, want dan kom die vyand en hy sê vir jou dinge wat nie waar is nie. Hy fluister dinge in jou oor in en hy wil hê jy moet hierdie sleutel, hierdie titelakte wat jy ontvang het neersit en jy moet jou aandag gee op dit wat hy nou vir jou sê, want jy sien, hy is 'n meester op daardie gebied en ek wil nie eer aan hom gee nie, maar die woord van God sê, hy gaan rond en hy kyk, halleluja, hy brul, maar hy is nie die leeu uit die stam van Juda nie, maar baie kere, kind van God, wanneer die storm so geweldig raak, en wanneer die storm op sy ergste is, en jy begin angstig rondkyk, en jy sê, Here, waar is U? Jy sien, wanneer jy sê, Here, waar is U? Here, hoekom het U my nou nie meer gehelp nie? Here, hoekom hoor U nie my gebede nie? Dan is die moontlikheid baie sterk, dat jy hierdie sleutel, hierdie titelakte, besig is, om jou greep, halleluja, stelselmatig op dit te verloor. Kind van God, ek wil vir jou sê, met alles wat in jou is, moet jy die titelakte wat in jou naam is, beskerm met alles wat in jou is. Want die vyand soek jou en my nie eendag by die Here nie. Hy soek jou in sy kamp. Hy soek jou om te twyfel. Hy soek jou om te vrees. Hy soek jou om onseker te raak oor dinge. En hy soek jou om ongelowig te raak, terwyl God se woord sê, I will never fail you. I will never abandon you. Hierdie sleutel het jy ontvang, die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het. En ek wil vir jou sê, volgende week, kind van God, gaan ek en jy praat oor hierdie sleutel van geloof. Ek hou hierdie kant toe, want ek gaan volgende week praat oor wat op die kant staan. Maar hierdie sleutel se naam is geloof. The key of faith. A measure of faith that was given to you and me for a purpose, om eendag in te kan gaan in die koninkryk van God in. Kind van God, maak seker jy hou vas aan hierdie sleutel wat God jou gegee het. Here, baie dankie dat ons in hierdie aand in die eerste uitsending kan hoor van 'n titelakte en 'n mate van geloof en 'n sleutel wat U vir ons gegee het, Here. Here, ek wil bid dat elkeen wat luister vanaand, Here, dat hierdie woord in hulle hart rema sal word, Here, en dat ons sal besef, Here, ons het 'n sleutel ontvang in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou sê, kind van God, ek gaan met jou volgende week praat. Ek gaan met jou volgende week praat oor wat hierdie sleutel vir jou kan doen. Wat hierdie sleutel in jou lewe vir jou beteken. As daar ooit 'n tyd is, en ek sê dit weer, hou vas aan hierdie sleutel. Volgende week is die Here ons spaar en die Here vertoef om te kom, gaan ons verder praat oor hierdie sleutel van geloof. Totsiens.